Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens in die nuwe jaar van 2026. Dis vir my ook 'n groot voorreg om julle te verwelkom en mag NG Mildersdrift en ons as gemeente en as geloofsgemeenskap floreer en voluit lewe in 2026. Ons kyk vandag na 'n gedeelte uit Jesaja 60 uit en ons tema is lewe lig of loop lig. En mag ons geïnspireer word om God se lig in hierdie wêreld te gaan uitdra, omdat hy sy lig op ons laat skyn. Maar voor ons dit doen, kom ons raak vir 'n oomblik rustig. Kom ons vra vir die Here om hier teenwoordig te wees wanneer ons in sy woord saam wandel. Kom ons bid saam. Almagtige Here, dankie vir die groot voorreg om U Abba, om U Vader te kan noem. Here, U wat so alles in hierdie skepping onderhou en dan nog die tyd maak om teenwoordig te wees in ons teenwoordigheid. Ons sê vir U dankie Here vir 'n nuwe jaar, nuwe vooruitsigte en dat ons ook kan weet U hou U hand en U seën oor ons in hierdie nuwe jaar. Wees ook by ons Here as ons nou U teenwoordigheid soek in U woord en breek dit vir ons oop sodat ons U stem sal hoor. Ons is baie lief vir U Here. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. He is here om ons aan te raak. Heer, wie is wil ons aanbid. U is hier om ons te genees. Heer, wie is wil ons aanbid. U is hier om ons nie te maak. Heer, wie is wil ons aanbid. U is hier om te troos wie treur. Heer, wie is wil ons aanbid. Want U is wegmaker, wonderbewerker, waarheidmaker, lig in die donker. My God, dit is wie U is. Want U is wegmaker, wonderbewerker, waarheidmaker, lig in die donker. My God, dit is wie U is. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ons fotum vir vanoggend kom uit Jesaja 58 uit, 2 hoofstukke voor Jesaja 60 wat ons skrifgedeelte vir vandag is. En ek lees graag saam vers 8 en 9. Dan sal die lig vir jou deurbreek, soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal jou vooruitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. Genade en vrede van die God wie jy kan aanroep en wie sê, hier is ek. Hy wie hier vanoggend teenwoordig is. Hy wat sy lig op jou laat skyn en vir jou laat deurbreek. Amen. Ons het tydens ons synodesitting in September maand, die Goudland synodesitting, na opening geluister deur Shanri daar van die Kandelaar studentegemeente in Potchefstroom. En sy het aan die begin van hierdie opening die voorbeeld gebruik van 'n ou bekende fliek, en miskien onthou jy nog die fliek vandag, die fliek The Weekend at Bernie's. En in hierdie fliek het daar 2 verkoopsmanne, Richard en Larry, deur hul baas genooi geword om vir die naweek by sy luukse vakansiehuis tyd te spandeer. En toe uiteindelik, toe hulle daar kom, het hulle nie geweet dat Bernie, 'n groot bedrogspleger, eintlik beplan het om hulle te vermoor nie. En dit gebeur dan so dat hy eintlik vermoor word. En hierdie 2 verkoopsmanne besluit toe, hulle gaan nie dat die naweek vir hulle gereüneer wees nie, hulle gaan dan nou daar aanhou bly. En hulle maak dan die hele naweek lank of Bernie nog lewe. Hulle speel eintlik dan huis en pop met 'n dooie liggaam, iemand wat nie meer lewe nie, en maak of daar lewe in hom is. Die hele naweek gee hierdie 2 voor dat hierdie liggaam eintlik lewe. En as ek en jy nie partykeer ook so nie, kan ons nie partykeer so vasgevang raak in oorlewing nie, om net te probeer om deur elke dag te kom, dat ons eintlik besig is om te maak en voor te gee dat hierdie liggaam lewe nie. Switchfoot, een van my gunsteling bands, het 'n liedjie geskryf, Thrive, en die woorde hiervan sê, I've been awake for an hour or so, checking for a pulse, but I just don't know. Am I a man? Because I feel like a ghost. The stranger in the mirror is wearing my clothes. I come alive when I hear you singing, but lately I haven't been hearing a thing. I get the feeling that I'm in between, a machine and a man who merely looks like me. I try and hide and not let it show, but deep down inside me, I just don't know. Am I a man if I feel like a hoax? A stranger in the mirror is wearing my clothes. I'm not alright. I'm not alright. A steering wheel doesn't mean you can drive. A warm body doesn't mean you're alive. Is dit nie partykeer vir ons ook deur die lewe moontlik om so vasgevang te raak in oorlewing dat ons nie lewe nie, en dat ons dan eintlik voel dat ons besig is om vir almal om ons voor te gee. In 'n tyd van sosiale media en AI is dit so maklik om eintlik voor te gee dat ons lewe iets is wat dit nie werklik is nie. En so word ek en jy as gelowiges eintlik uitgedaag om vir onsself te vra, is ons werklik besig om te lewe? Is ek en jy lewendig? En dis dan ook ons tema vir die jaar van 2026. Ons wil lewendig wees, in ritme en op pas met die Here. En ons gaan daarna streef in hierdie jaar om nie vasgevang te raak om bloot te oorleef nie, maar om juis voluit te lewe, soos wat ons ook in Johannes 10 lees. Mag ek en jy nie bloot 'n warm liggaam wees, of voorgee om iets te wees wat ons nie is nie, en dan in die spieël kyk en nie weet wie vir ons terugkyk nie.
Soos hierdie liedjie se laaste paar woorde sê, I want to thrive, not just survive. En mag dit vir ons waar wees in 2026. Mag ons lewendig wees, op ritme en in pas met die Here. Vir ons as 'n gemeente is dit dan ook baie belangrik dat ons in ons eie geloofslewe in 2026 onsself konstant sal evalueer, om te verhoed dat ons nie by voorgee uitkom nie, dat ons nie sal kerk speel nie, maar dat ons sal onthou dat God sy roa, sy lewende asem in ons inblaas, en dit maak ons lewend. Dit maak dat ons meer as net oorleef, maar kan floreer. Mag ons kerk wees, wat nie net oorleef nie, maar voluit lewe in hierdie nuwe jaar. So kerk wees gaan dis nie daaroor dat God vir ons blokkies of 'n inkleerboek gee om ons mee besig te hou in hierdie lewe nie. Hy stop dit nie net in ons hand en sê vir ons moet onsself besig hou met die lewe nie. Nee, dit gaan daaroor dat ons saam met God uitgenooi word om aktief betrokke in hierdie lewe te wees, om voluit te lewe, en dan ook, soos ons in Jesaja 60 gaan hoor, om sy lig te laat skyn, 'n lig wat nie uitgedoof kan word deur die wêreld en die moeilikhede van die lewe nie. Die kerk is nie dood nie. Ons kan dalk partykeer so dink, ons kan dink die kerk is dood, maar ook net bloot opgedres, soos ou Bernie in die storie. Maar die kerk is 'n lewende liggaam, en ek en jy is die kerk, en is ons verantwoordelikheid om kerk in hierdie wêreld te gaan wees, sodat mense nie bloot op 'n Sondag net kom om besig gehou te word nie, maar juis gaan lewe en die lig daar buite sal laat skyn. Ons hoor in 'n bekende lied dat God die waymaker is, die wegmaker is, dat hy die pad vir ons gelyk maak, dat hy vir ons die lig wys waarop ons moet loop. Hy maak vir ons 'n weg, en ek en jy kan dan die verantwoordelikheid opneem om die weg verander te wys, om die lig te laat skyn op God se weg in die wêreld. Ons lees mos hier in Jesaja 58 wat ons in die fotum gehoor het, dan sal die lig vir jou deurbreek. Jy sal herstel word. Hy sal jou red, hy sal jou vooruitgaan. Hy sal agter jou aankom. En jy sal roep en die Here sal antwoord. Dit is die lewe van iemand wat nie bloot oorleef nie. Dit is die lewe van iemand wat nie net uitroep en niemand antwoord, of in die spieël kyk en nie Here self herken nie. Dit is die lewe van iemand wat in 'n lewende verhouding met God self is. En hy wil hierdie lewe vir jou ook hê in die jaar van 2026. Sy roa, sy asem word oor jou uitgeblaas elke dag, en jy kry die geleentheid om voluit te lewe vir sy heerlikheid en vir sy seën in jou lewe. Kom ons lees saam Jesaja 60 vanaf vers 1 tot 22. Ek gaan hier en daar 'n paar versies uitlos. Julle sal sommer so saam volg op die skerm. Heerlikheid van Jerusalem, Jesaja 60. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde, en diepe duisternis die volke, maar oor jou skyn die Here, en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek, en konings na die helder lig van jou sonopkoms. Kyk om jou rond en neem waar, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe, jou seuns van ver af kom hulle aan, jou dogters op die heup word hulle gedra. Dan sal jy dit sien en jy sal straal, jou hart sal vinniger klop, ruim word, want die see se oorvloed sal by jou uitgestort word, die nasie se rykdom sal na jou toe kom. Vers 10, vreemdes sal jou mure herbou, en hulle koning sal jou tot jou diens wees. Ja, in my grimmigheid het ek jou geslaan, maar in my guns ontferm ek my oor jou. Jou poorte sal altyd opstaan, bedags en snags sal dit nie gesluit word nie, sodat die mense die rykdom van nasies na jou toe kan bring, met hulle konings wat in 'n seëgetog gelei word.
vers 14, ja, na jou sal hulle neergebo kom, die kinders van jou verdrukkers, almal wat jou verag het, sal diep neerbuig by jou voetsole. Hulle sal jou noem stad van die Here, Sion van die heilige stad. In plaas daarvan dat jy verlate en gehaat is, sonder enige verbygangers, sal ek jou 'n voorwerp van ewige trots maak, 'n vreugde van geslag tot geslag. Dan sal jy besef dat ek die Here is, wat jou verlos, jou losser, die magtige van Jakob. Ek sal vrede aan as jou toesighouer, geregtigheid as jou regeerder. Daar sal nie langer iets oor geweld in jou land gehoor word nie, of oor verwoesting en vernietiging binne jou grense nie. Jy sal jou mure verlossing noem en jou poorte lof. Vir jou sal die son nie meer daar wees as 'n lig bedags nie, en die maan sal nie as 'n helder lig vir jou skyn nie. Die Here sal 'n ewige lig daar wees, en jou God as jou roem. Jou son sal nie weer ondergaan nie, en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees, en jou routyd sal verby wees. Jou volk is almal regverdiges, vir altyd sal hulle die land besit. Hulle die werk van my hande, die lood wat ek geplant het, om my te verheerlik. Die kleinste sal 'n stam word, en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd vinnig laat gebeur. Ons lewe in die blywende teenwoordigheid van lig, van die sagte sonstrale wat soggens deur jou venster skyn, tot die motorligte wat saans vir jou die pad huis toe aandui. Tog is daar lig wat belangriker is as enige natuurlike ligbron wat ek en jy ken. En in Jesaja 60 vers 1 praat die profeet van hierdie belangrike lig. Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Hierdie woorde is meer as mooi poesie en 'n profesie. Dit is 'n oproep tot aksie, 'n aanmoediging vir die volk om God se lig en sy hoop te midde van duisternis te vind. Hier word oor die stad Jerusalem getuig as 'n stad wat lig sal laat skyn, en dat die lig vir hulle sal aanbreek, dat hulle verlos sal word, dat hulle herstel en hernie sal word, en dat hulle sal verander word in 'n simbool van lig. Die ballingskap tyd en die tyd van rou is verby. Die lig van God, sy teenwoordigheid, self het aangebreek. Die Here kom maak 'n belofte van herstel en herlewing aan die volk Israel. Die stad sal herbou word. Die volk sal weer in die teenwoordigheid van die Here wees, en hulle sal dit tasbaar in hulle lewe raak sien. En die lig van die Here wat in hulle lewe skyn, wat teenwoordig is, word 'n baken van hoop verander, en dit skyn in die donkerste tye. Verlossing breek aan, en hulle ontwaak van 'n tyd van sluimer, en die tyd van lig breek aan. Die ware lig sal aanbreek. Hierdie is ook 'n voorspelling van Jesus Christus, wat uiteindelik sou kom. Jesus, die ware lig, die Messias. Hy is die lig wat die volk van God toe nodig gehad het. En hy is die lig wat ons vandag nog nodig het. Ons lees in Jesaja 59 vers 9 en 10, daarom is regverdigheid ver van ons, geregtigheid bereik ons nie, ons wag op die lig, maar kyk, daar is duisternis, op 'n ligskynsel, maar ons dwaal in die donker. Ons tas soos blindes aan 'n muur, asof sonder oë tas ons rond. Ons slaan helder oordag neer, asof dit skemeraand is. Ons slaan tussen gesondes neer, asof ons dooies is. Dit is soos die film Weekend at Bernie's, dat daar gemaak word of daar lewe is, maar uiteindelik het die volk in hierdie tyd ervaar dat hulle nie lewe nie, maar bloot oorleef.
Hulle het gevoel hulle tas in die donker rond en hulle kry nie die lig raak gesien nie. Maar dan kom gee die Here die belofte, net 'n hoofstuk later in Jesaja 60, die lig het aangebreek. God self sal met sy teenwoordigheid die lig bring. En uiteindelik sal Jesus die groot lig, die verlosser kom en redding vir almal bring. Dit is hy wat nog steeds vandag vir ons die lig is. In 'n wêreld wat soms lyk asof dit deur duisternis oorrompel word, rampe en oorlog en ongereg en lyding, nooi hierdie boodskap in Jesaja vir my en jou uit om God se ware lig van verlossing aan te gryp met albei ons hande. In hierdie nuwe jaar weet ons mos wie die lig is en ons moet die lig in ons eie lewe raak sien. Stel jou 'n wêreld voor wat met God se lig en sy liefde en sy waarheid gevul is. Dink jou 'n wêreld in waar God vanuit elke huis en elke straat skyn. Dit is vir my en jou moontlik, wanneer ons as gelowiges kies om sy lig aan te gryp in elke dag. God wil jou gebruik om sy lig te laat skyn. Vra vir jouself af, hoe kan jy God se lig in 2026 laat skyn? Ons kan hierdie belofte van herstel en herlewing uit Jesaja 60 vir onsself neem vandag. Vir onsself neem in 2026. 'n belofte dat daar lig is. En ons kan lig loop, ons kan lig lewe in hierdie nuwe jaar. Jy is lewendig. God het sy asem, sy ruach in jou ingeblaas. Jy het vanoggend wakker geword en jy het 'n geleentheid en 'n kans om sy lig te laat skyn. Ons as 'n geloofsgemeenskap het die geleentheid om lewendig te wees in 2026. Ons mag op sy ritme loop en ons mag inpas met hom lewe. Kom ons gryp hierdie geleentheid aan, want hy wil ons lei op die ware weg van die lewe. Vra dan ook vandag vir jouself hier aan die begin van 2026, is ek besig om na God se wil te soek, of is ek besig om my eie wil te soek? Is ek besig om op God se pad te loop, of wil ek my eie paadjie uitkerf? Is ek besig om die weg van die Here te volg, of gaan ek my eie kop volg en my eie lig probeer laat skyn? Word eerder soos die volk van Israel in Jesaja 60 deel van God se plan met die wêreld. Word 'n lig wat in die donker skyn en duisternis verdryf, sodat ander sal sien wie die ware lig is. Sy heerlikheid, sy gees help ons as gemeente om nie net te oorleef of net voor te gee in 2026 nie. Nee, sy lig help ons om waarlik voluit te lewe, vir hom te lewe in hierdie nuwe jaar. So kom ons streef na 'n lewe in oorvloed. Mag ons onsself in 2026 derentyd aanhou vra, is ek besig om lig te loop en is ek besig om lig te lewe? Gaan lewe lig en gaan loop lig in hierdie nuwe jaar. Amen. Here God, ons word sommer so nederig gemaak deur hierdie teksgedeelte wat ons uitnooi, wat vir ons kom wys, Here, dat U die lig op ons lewens laat skyn, dat U die duisternis verdryf en dat U teenwoordigheid al is wat ons nodig het in hierdie nuwe jaar. Kom help ons, Here, om nie vasgevang te raak en voor te gee in hierdie lewe nie, maar eerder, Here, om voluit vir U te lewe. Dit is ons wens en ons droom vir hierdie jaar. Mag ons dan ook as gemeente 'n baken van hoop wees, wat U lewe en U lig in die wêreld indra. Kom help ons, Here, om lig te loop in 2026. Ons is so lief vir U. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings, daar is soveel om oor opgewonde te wees in hierdie nuwe jaar. Mag die Here vir jou seën en mag hy ons as gemeente seën in 2026. Ons koop volgende week met ons Jeep af met registrasie. Kom registreer en neem jou foto en skryf in vir 2026 se jeugaksies en kom woon ons erediens by en kom sien saam hoe ons as gemeente lig in die wêreld gaan wees.
Daar's dan ook 'n Jeep deur nag, die komende Vrydag aand, en ons nooi almal uit om dit saam met ons te kom geniet. Mag die Here ook hier vir ons wys hoe ons jeug lig kan wees in die nuwe jaar. En dan sien ons uit na soveel dinge in Januarie. Kyk gerus na die kalender, ons week van gebed breek aan, en ons is ook opgewonde om volgende Sondag vir Pieter van Sail as 'n leraar hier in NG Mildersdrift te bevestig. Mag die Here hom ook seën in sy bediening in 2026 en baie voorspoed oor sy pad bring. Ons sien uit om die pad saam te stap. En dan is julle welkom om julle kalender ook hier by die kerk te kom afhaal. Ons sien uit na al die groot byeenkomste en elke Sondag se samekoms vir ons as 'n geloofsgemeenskap om in die Here se teenwoordigheid te wees in hierdie nuwe jaar. Ons dink ook verskriklik aan die Janse van Rensburg familie met die afsterwe van Andrei Janse van Rensburg. Ons dink aan Salome wat nou al soveel jaar in ons gemeente is. Ons het ook as Dorcas so lank vir Andrei gebid wat 'n swaar pad gestap het in die laaste 2 jaar na 'n groot ongeluk. Ons dink aan die familie en aan sy kinders wat hom ook aan die dood moes afstaan. Mag die Here vir julle naby wees en mag hy julle vul met sy teenwoordigheid en sy troos. Ons bid vir julle. En kyk dan gerus ook aan almal wat verjaar. Mag die Here vir julle seën en 'n voorspoedige 2026 en 'n lekker verjaarsdag vir elkeen van julle. Ons sluit dan af met 'n lied wat sing oor God en hy wat sy lig oor ons laat skyn en ons wat dan lig in hierdie wêreld laat skyn. Kom ons sing saam. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig. Door die hele wêreld kan sien nie is die lig. Mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam. Door die hele wêreld kan jubel oor die naam. Mag die lof weer deur ons klink. Hierdie woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly. Door die hele wêreld kan glo dat hy bevry. Mag die hoop weer deur ons gee. Hy is koning Heer oor die aarde. Die mense vra na hy wil om hy te eer. Door die hele wêreld kan juig dat hy regeer. Laat die ryk Heer deur ons kom. Laat die ryk Heer in ons kom. Laat die ryk Heer oral kom. Ontvang dan ook die seën van die Here, 'n seën hier uit Jesaja 58 uit. Hy wat jou red, sal jou vooruitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Die Here sal jou altyd lei. Selfs in dor streke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Die Here seën jou. In 2026 loop lig saam met hom. Amen.